Gou baie dankie. Ek wil vanmôre met u gesels, my getuienis deel oor die grootheid van die God wat ons dien. Nou daar staan op daai prentjie, flying the largest passenger plane. Nou ons het die voorreg gehad op daai vliegtuig te sit. Toe ons nou Australië en Nieu-Seeland toe is. En Australië 10 van daardie stralers wat op daardie stadium aangekoop was, dis nie meer die grootste nie. Ek verstaan dat hulle Boeing is nou besig met 'n straler wat 2 keer groter is as daai. Wat 3 dekke gaan hê, maar hy weer 2 dekke het. Dis ongelooflik. Maar in elk geval, so op daai straler gesit en dit wat daar staan, het ons fisies beleef. Ek was nog nooit in 'n vliegtuig met 2 dekke nie. En ons het daar in daardie vliegtuig gesit. En wat ons gevlieg het ek by die venster uitgekyk en as ek verte gekyk en daai massiewe engines gekry, 4 van hulle. En ek het skielik in my binneste het ek 'n ervaring gekry van groot, soos ek dit nog nooit beleef het. Ervaring gekry van dit wat om my aangaan is groter as wat my verstand kan verwerk. Is groter as wat ek kan verstaan, want ek is nie 'n ingenieur nie. Maar wat ek gaan doen het, is ek het 'n bietjie gegaan kyk op die internet, dankie Gawien, en volgende een toe. En ek het op die internet gaan kyk, wat is die statistieke van hierdie straal? En luister 'n bietjie, ek het nog eens eintlik meer, maar daai straal kan 485 passasiers vat. Hy kan 33 ton vrag hanteer. Hy dra 260 ton brandstof in daai vlerke van. As jy alles dit bymekaar tel, dan kry jy 340 ton. Dis nog sonder wat die vliegtuig self weeg. Dis sonder die apparaat en daardie goed wat in daai vliegtuig ingebou is, en dit is 'n luxe vliegtuig met al die luksehede waaraan jy kan dink. So daardie 340 ton, ek weet nie, kom ons sê, kom ons maak dit 400 ton. Ek weet nie wat dit is. Maar daardie vliegtuig bly in die lug. Volgelaai passasiers. En hierdie grootsheid, hierdie wat my verstand kan verwerk, het my net begin oorweldig. En toe kom iets by my op, en dis wat ek met u wil deel, oor die grootsheid van God. Dat dit is nie die angels wat daardie vliegtuig in die lug bring. Dis nie sy vlerke wat daardie vliegtuig in die lug bring. Dis die lugstroom wat oor en onder sy vlerke deur beweeg, wat hom in die lug hou. Jy ons moet nou gedink. Die engines en die vlerke se ontwerp en alles wat daarmee saamgaan, is goed wat die mense ontdek het en uitgewerk het en beplan het en op ingenieursgenialiteit ontwikkel het om net een ding te doen. En dit is om die lugstrome te kan beheer. Maar die oomblik wat hy engine gaan staan of 'n vlerk afbreek, val hy weg. Want jy kan nie die lugstrome beheer. En skielik kom dit by my op. Die mens van 4000 jaar om te kan ontdek, te kan ontwerp, te kan bou, 'n masjien soos daardie, om die lugstrome wat God gemaak het, met een woord, te beheer. Die mens moet al die massiewe goed ontwikkel, om iets wat deel is van God se skepping te kan
een aspek. Aerodynamika, ligstrome. En daar is so baie ander wette in die natuur. Die wette van swaartekrag, die wette van winde, die wette van lugstrome, die wette van hitte, die wette van sonstrale, en al daardie goed wat God geskaap het, deur 'n woord te spreek, van die mens 4000 jaar om uit te werk en te gebruik tot eer of tot voordeel van sy lewe. Maar as een van daai goedjies wat die mens uitgewerk het, fouteer of foutief raak, dan val hy. En ek het skielik bewus geword van hoe groot is die God wat ons aanbid. En dat hierdie groot God daai massiewe vliegtuig in die holte van sy hand gehou het. Deur die ligstrome. Dat God in staat is om jou en my in die holte van sy hand te hou en te sê, niemand sal jou uit my hand uitruk nie, want ek is jou God. En ek het net weer besef, die God wat jy en ek dien, is groter as wat jy en ek ooit kan besef. Daar die vliegtuig, so groot soos hy is nog steeds 'n stofdeeltjie in God se skepping. Die grootheid van die God wat jy en ek dien. En toe gaan ek kyk wat sê die Bybel oor die grootheid van God. Dankie. Volgende skryfie. 1 Korintiërs 9 in Kronieke 29 vers 11 tot 12 staan die volgende. Aan U, o Here, kom toe die grootheid en die mag en die heerlikheid en die roem en die majesteit, ja alles in die hemel en op die aarde. Aan U, Here, kom die koningskap en die selfverhooging as hoof oor alles. En die rykdom en die eer kom van U. En U heers oor alles. En in U hand is krag en mag. En in U hand is dit om alles groot en sterk te maak. Jou en my God is so groot dat ons dit nie kan verwerk nie. Dat ons dit nie kan verstaan nie. Dat ons dit nie kan verklaar nie. God moes homself deur sy gees aan jou en my kom openbaar, sodat ons kon 'n begrip kry, 'n idee kry van hoe groot God is. Maar nie eers 'n groot masjien soos daardie kan vergelyk word met God nie. Hy is soveel groter, soveel almagtiger, soveel kosbaarder, soveel heerliker as wat ons ooit kan dink of kan vra. Kolossense die volgende skryfie, 1 vers 15 tot 17, praat spesifiek van Jesus, die eerstgeborene van God, en dan sê hy is die beeld van die onsigbare God. As ons na Jesus kyk, sien ons die Vader. Jesus het op 'n ander plek in Johannes ook gesê. Die eerstgeborene van die hele skepping. Hy is gebore voor daai vliegtuig gebore was. Want in hom is alle dinge geskape, wat in die hemel en op die aarde, wat sienlik en onsienlik is, trone sowel as heerskappye en owerhede en magte. Alle dinge is deur hom en tot hom geskape. En hy is voor alle dinge. En in hom hou alle dinge stand. Dis ons Jesus wat ons dien.
Jesus ontvou alles. Jesus onderhou alles. Jesus bestuur alles. Jesus sorg vir alles. Die predikant by Matthew se begrafnis, hy praat oor die goeie herder, dat hy dit so pragtig uitgelik van hierdie herder wat totale verantwoordelikheid vat vir daardie skapie, wat sonder daardie skapie kos kry, daardie skapie versorg word, daardie skapie gehelp word wanneer hy siek is, swak is en stikkend is, dat daardie skapie beskerm word. Dis die herder se taak. En die woord sê, Jesus is ons goeie herder, en in hom is alle dinge ingesluit. Ek wil vir jou vanmôre vra, wat is die grootste probleem wat jy nog ooit gehad het? Wat is die grootste krisis wat jy nog ooit beleef het? Wat is die grootste pyn wat jy al ooit ervaar het? Die Bybel sê, God is in beheer. God is in beheer, want hy hou alles in die hande van sy hand. Hy is die skepper van die ganse heelal. En die mens kan maar kom met die magtige masjiene. Mense kan maar kom met hulle skyscrapers. Die mense kan maar kom met hulle vuurpyle waarmee hulle maan toe, mars toe, waar ook al heen wil gaan. Dit maak die saak oorweldigend groot en imposant dit mag lyk of mag wees nie. Dis alles in die holte van God se hand. En dat hierdie groot God jou en my so lief. Ek kan dit nie verstaan. Ek weet nie van jou. My verstand kan dit nie verwerk nie. Ons kan dit net glo. Hoe groot God is. En hoe groot dit is wat hy vir ons kom doen. En dit het my gebring by die tweede openbaring wat ek die afgelope tyd gehad het. God is so groot, maar tog het hy my so lief. Uit sy grootheid, uit sy almag en uit sy krag, het hy my so lief, dat hy aarde toe gekom het, en vir my, Herman de Tooy, kom sterwe wat op die kruis op Golgotha. En vir elkeen van julle. Nadat ons die ervarings beleef het, wat ons beleef het in die sikloon, in Australië, in die storms in Sydney, en ons vlug 2 keer uitgestel moes word, en aangepas moes word, en ons sit op Melbourne, en ons vind uit, maar nou kan ons nie direct Johannesburg toe vlieg nie, nou moet ons oor Doha vlieg, dit is 22 ure langer as wat ons beplan het. En ons is moedeloos, en ons sit daar, en sê, Here, ek is moeg, ek is regtig tot in my siel toe moeg, ek is later so moeg, dat tot my voetsole begin brand het, van die bloedsomloop, wat jy nie meer kan, jy nie kan rondbeweeg. Ons is moeg. En ons is Doha toe, en ons vlieg terug van Doha af, Johannesburg toe. Ons in Johannesburg kom, na oor die 40 uur, kom ek by die kaartkantoor. Hulle het vir my gesê, ek moet kaartkantoor gaan in Johannesburg, en hulle sal daar alles vir my verklaar, want ek wil nog nie vir my besittelijke pleknommers niks nie. Kom by die kaartkantoor. Dan sê vir my meneer, dat is jammer, maar ons sal jou vlug weer uitstel. Dus dit nou die derde keer. As ek veel later moet vertel wat is wat gebeur het, ek het nie geweet 'n vlug kan so tot die mekaar maak nie. Ons een tas was amper weg en mense, kom ons los het daar, maar dit was 'n nag met die vlug. En na ek 'n klomp dinge moes doen en uitsorteer, sit ons uiteindelik in die oompie. Ek geniet daai oompie koffie, dit is so lekker. Sien ek 'n man sit langs ons, aan die tafel, 'n Indiër man.
En onmiddellik toe ek iemand sien, was daar net iets in my gees wat my, net laat voel, hier is iets besonders. Maar hy is op sy foon besig, en ek en Marie is hier besig, laat ek dit net miskien sê, toe ons uiteindelik ons goed uitgesorteer het, en ons op pad is hoopie toe, en deel die douanes en al die dinge is, en sê ek vir Marie op bestaan, weet jy Marie, ek dink nie, daar's nog iets wat met ons op hierdie vlug kan gebeur. En ek sê dit so van, ek wil dit nie hardop sê nie, want die duivel mag dit nie hoor nie, maar al wat nou nog kan gebeur, is die vliegtuig kan val. Dis al wat nou nog kan verkeerd loop. Maar ek sê van, maar, ek dank die Here, uit vir ons belofte. Alles sal meewerk ten goeie vir die wat hom liefhet. En miskien ons al die goed deurgaan en beleef, omdat as ons dit nie deurgaan het nie, erger goed ons gebeur het. So kom ons dank die Here, kom ons kyk nie vas in die negatief nie, maar kom ons eer hom, ons is hier. Ons is op pad huis, ons voet is op Suid-Afrikaanse grond, halleluja. Ons is op pad huis. En hier sit ons in die hoopie en niemand sit langs ons. En op 'n stadium draai hy na ons toe. Hy kyk na ons en sê vra vir my, meneer, hy sê in Engels, meneer, hoe gaan dit? Waar kom julle vandaan? Waar julle hier op pad huis? Sê vir ons, kom van Nieu-Seeland af, op pad huis toe, hy sê, nee, ek is op pad Kaapstad toe, ek kom van Engeland af, my dogter is in Engeland. Hy sê, meneer, onthou is nou Indië, ne? En onthou die Indiërs is Hindoes. Hy sê vir my, meneer, ek is 3 jaar gered. 3 jaar terug het die Here my siel gered. En van daardie oomblik af van die Heilige Gees my hele lewe verander. En die Heilige Gees het my kinders se lewens verander. My dogter sit in Engeland, dis waarvan ek nou kom. En ek is so dankbaar vir sy visiepresident van 'n groot maatskappy. En die Here seën haar. My seun is een of ander tegnikus iewers en die Here seën hom. En die Here seën my in my huis. En want vandat ek die Here begin dien het my hele lewe verander. Nou in Indië man. En hy kyk my so en sê vir my, meneer, ek kan net vir jou sê, toe julle hier kom sit het die Heilige Gees vir my gesê, om vir julle 'n paar dinge te sê. En ongelukkig een van die goed wat hy sê, kan hy om die dood nie onthou nie. Ek het nog gesoek, ek het al die Bybel, die Nuwe Testament deurgeblaai, op soek met daai versie, ek seker is in Johannes, maar kan nie onthou nie. Maar hy het die ander volgende goed vir ons gesê. Die eerste een, luister mooi, presies dit wat ek vir Marie gesê het, 'n paar oomblikke terug in die gange, op pad oopie. Romeine 8 vers 28. Ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goeie meewerk. Vir hulle wat sy na sy voorneme geroep is. En hy sê vir my hierdie woord, hy sê, meneer, God gee vir jou vrede, want hy sorg vir jou. En hy dra vir jou teen. Nou ek wil nie sê, daai staan, was daar geen mooier woorde wat iemand ooit vir my kan gee. Hy sê, meneer, ek kan sien, julle is uitgeput tot in julle diepste wees. Ek kan sien, julle is moeg. Maar weet dit, die Here is met julle. En hy gee vir my 2 Korintiërs 12 vers 19, hy sê, but he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Hierdie groot, hierdie almagtige God, wat ligstrome gemaak het, wat die mens nie kan beheer nie, sê, as jy swak is, dan is my krag vir jou genoeg. En dank God vir die groot God wat ek aanbid. Ek dank God dat ek hom mag ken. Dis nie deur myself nie, dis my eie krag nie. Dis nie omdat die kerk my naam toe gevat het, dis nie omdat my ouers my groot gemaak het in die vrese van die Here nie, dis omdat God se genade vir my genoeg is. Om
met 'n groot God wat geskep het met 'n voorbeeld. My so lief gehad het, dat hy vir my sê, my krag is vir jou genoeg. En ek sien waar jy in jou laagte sit. Ek sien jou waar jy uitgeput is. Ek sien jou waar jy niks meer kan bydra tot in die situasie. Sien ek jou raak. Therefore I will boast all the more gladly of my weaknesses, so that the power of Christ may rest upon me. For the sake of Christ then, I am content with my weaknesses. Presies wat ek vanmôre gesê het. Kom ons aanvaar hierdie goed wat met ons gebeur het. Ons verstaan dit, ons weet nie hoekom dinge so skeef loop nie. Maar kom ons aanvaar dit. Kom ons aanvaar die insults, the hardships, the persecutions, the calamities. For when I am weak, then I am strong. Because if God is with me, who can be against me? Hy is die groot God en beheer van die lugstrome. Hy is die God wat die wette van die natuur daar gestel het en wat alles beheer. En toe gee vir my hierdie versie en saam met dit in die ander versie kom wat in die kant. Exodus 33 vers 14. And he said, my presence will go with you, and I will give you rest. Even the NIV said, the Lord replied, I will personally go with you, Moses, and I will give you rest. Everything will be fine for you. Hierdie groot God, my so lief, dat hy sê, moenie worry nie, you are fine. Moenie bekommer wees, jy gaan jou deurdra. Gaan die ander kant uitbring. Dan wil ek afsluit die derde gedeelte van hierdie getuienis. En dit sluit aan by wat Morney met julle gedeel het. Pieter met julle gedeel het. Ek het ongelukkig gekon ek moet Pieter se boodskap hoor nie. Dit was blijkbaar daai was 'n groot drama geweest. Maar dit is baie duidelik dat die Here met die gemeente gepraat het oor 'n paar baie pertinente onderwerpe. En dit is dat as jy God se genade wil ervaar, as jy sy grootheid wil beleef, as jy uit die donker gat van jou lewe uitgehaal wil word, as jy wil ontdek hoe groot sy liefde vir jou lewe is, dan moet jy op 'n plek kom waar jy kan getuig, jy is gered. Ek het op baie vliegtuig gesit en al die 485 mense, ek kon nou nie anders iemand wat hy was op die boonste dek. Ek het so na die mense gesit en kyk wat ek kon raak sien. Ek het myself afgevra, hoeveel van die mense is vanmôre bewus van die grootheid van God? Hoeveel van hierdie mense is bewus van hoe lief daardie God hulle het, dat hy vir hulle gesterf het? Die vraag is, hoeveel van hulle is gered? En hier was 'n India-man, 'n Hindoe, 3 jaar lang op die pad, wat getuig van die werking van die Gees van 'n groot God in sy lewe, wat hom gered het. En omdat hy gered was hy bruikbaar deur die Gees om langs my te kom sit. Was hy gehoorsaam gewees aan die stemmetjie van die Heilige Gees om vir my te vra, meneer, hoe gaan dit met jou? Ek sien, jy is moeg. Ek sien, jy kry swaar, maar ek het vir jou 'n woord. God sê,
sy teenwoordigheid gaan met jou en hy gee vir jou vrede. En hy kom dit alleen gedoen het, omdat hy gered was. Ek het gehoor, môre my vra die vraag, ek is soos my môre het vanmôre hier nie. En die vraag gevra wat alle ware manne van God vra. Hoekom word die kerk alleen? Hoekom is daar nie meer bekeerings in die kerk nie? Almal vra die vraag. Ek dink ons fokus is verkeerd. Ons fokus is so gefokus op hulle daar buite wat gered word, want hulle moet gered word. Maar ek dink dit raak tyd dat die kerk gered word. Raak tyd dat die kerk weer op die plek kom waar die stem van die Gees hoor. Raak tyd dat jy en ek weer bewus raak van die grootheid van God en die liefde van God, dat ons nie kan stil bly langs die hooppietafel en vir iemand anders kan vertel, dat is 'n God in die hemel wat jou so lief het, dat hy deur sy Gees jou verlei, jou wil help, jou wil ondersteun, sodat jy gered kan word. Luister wat sê Paulus, en daarmee sluit ek af, die laaste, daar is hy, Kolossense 3 vers 5. Hy praat nie hier met die soldaat nie. Hy praat nie met die ongelowiges en die heidene nie. Hy praat met die kerk. En hy sê, maak dood dan julle lede wat op die aarde is, naamlik hoerery, onreinheid, hartstog, slegte begeertes, gierigheid, wat afgodediens is. Dis kerkmense met wie hy praat. Want deur die toorn van God met die kinders van die ongehoorsaamheid kom, waarin julle ook vroeër gewandel het, toe julle daarin geleef het, maar nou moet julle ook dit alles aflê. Doorn, woede, boosheid, laster, skandelike taal uit julle mond, lieg nie vir mekaar nie, omdat julle die ou mens met sy werke afgelê en julle heel met die nuwe mens bekleed, wat vernuwe word tot kennis na die beeld van sy skepper. Boetie sussie, jy en ek moet tot bekering kom. En ons moet begin aflê wat tussen ons en God staan. Ons moet begin aflê wat verhoed dat ons nie die stem van die Heilige Gees kan hoor nie. Ons moet aflê dat wat verhoed dat ons sy liefde kan beleef elke dag van ons lewe. Ons moet aflê dit wat vir ons so groot geword het, dat ons geld aanbid, werk aanbid, sport aanbid, televisie aanbid, dobbeltafels aanbid. Ons moet die goed begin aflê, sodat ons weer die stem van die Heilige Gees kan hoor, en weer vir mekaar kan sê, God het jou lief. En dan vir die wêreld gaan sê, die groot God, die skepper van die ganse hemel en aarde, het jou lief. En toelaat dat die Heilige Gees die werk doen, wat net hy alleen kan. Ek wil vanmôre vir u sê, ek het opnuut ontdek, hoe groot God is. Het weer opnuut ontdek uit die Indiër man, die Hindoe man se lewe. God het my lief. Maar ek het ook ontdek as 'n paar dinge wat gekruisig word. As daar 'n paar dinge afgelê word. As 'n paar gevalle ons moet klaar kry. Ons moet nie 10 jaar terug tot bekering gekom het nie. Jy en ek is volgens tot bekering gekom het. Ons moes gister tot bekering gekom het. Ons moet môre weer tot bekering kom. En ons moet die res van ons lewe tot bekering kom, tot daardie dag, wanneer Jesus vir ons kom haal. Want dan moet elke dag iets wees, waarmee ons besig is, waarmee ons moet klaar kry. Sodat ons voller van hom en leer van onsself kan wees.
dien 'n groot God. Hy is 'n Heer. Hy gaan besluit wanneer hy gaan kom. Die vraag is jy en ek reg om saam